Ons het 'n besigheid begin wat eintlik 'n stokperdjie was, wat hande uitgeruk het, wat ons op hierdie stadium sover het dat ons op 3 sites werk. So ons boer met visse, goudvisse spesifiek, en ons is almal mal oor die visse. Chris is 'n visman, ek dink hy's met 'n vis in die hand gebore. Ek boer al van 1990 af met vis. En ek het ook in 1986 my PhD gekry in voortplanting by vis, so alles is vis. Ek was by die staat gewees in die begin in die 80er jare. En van die 90s af tot 2010 was ek privaat sektor. En daar het ek deur baie geloop, van eers vis toe na ornamenteel. En van 2010 af tot 2023 was ek by die staat weer seevisse geteel. En van 2010 af tot nou het ek weer teruggegaan na my ou passie toe, die ornamentele vis. Gesondheid is 'n verskriklik belangrike aspek. Jy werk met 'n baie delikate visie wat ingeteel is. Ingeteel uit 'n oorspronklike goudvis wat heeltemal anders te lyk. Met die gevolg is hoe meer jy inteel, hoe meer is die immuniteit 'n probleem. So ons moet dit in ag neem as ons die vis teel. So ons gebruik baie spesiale kos om immuniteit te boost, veral in die broeiers en die kleintjies ook. Ons probeer ons damme, want ons boer met damme op pad booster toe, probeer ons die visse uit. En ons voordeel is, as jy 'n dam goed voorberei het en die dam se ekostelsel is stabiel, met ander woorde, alles wat daarin is, moet daarin wees vir 'n natuurlike stelsel. Dan sit ons eers so 'n klein babietjie visies in, en hulle groei dan van daar af tot by so 5 cm en haal ons hulle uit om te verkoop. Goudvis is as jy gaan Google, sal jy sien dat goudvis is die grootste verkoper in die wêreld as 'n ornamentele aquariumvis. En daar's redes daarvoor. Daar is heelwat goudvislyne wat baie mooi kleure het. En die kleur trek die mense aan. Dis 'n baie eenvoudige vis om aan te hou. Hy's nie so aktief soos baie ander vis nie. Party mense, as hulle hiperaktief is, soek hulle ook 'n hiperaktiewe vis. Maar die mense wat 'n rustigheid wil hê, koop 'n goudvis, want dit maak hulle ook rustig. So ek dink ons vul 'n nis daar ook. Ons help daarom ook ons goudviskopers om die vis te geniet en te ontspan. My raad vir iemand wat in hierdie lyn wil gaan van siervisse of ornamentele visse produseer, is hy's nie vasgevang net met goudvis nie, maar daar's baie ander lyne. Die ander visse, ander soorte, wat jy moet die prosesse verstaan. Jy moet die vis kan teel, jy moet sy siektes ken op 'n klein skaal. Jy kan lekker goeie huiswerk daarop doen. En as jy by die stadium kom dat jy nou jou kwalifikasies klaar het, jy wil 'n besigheid doen, of selfs 'n sybesigheid, kan as 'n klein sybesigheid begin en miskien jou huidige inkomste oorskry en miskien kan jy daarin voltyds gaan. Maar moet dit nie alleen probeer doen as jy nie seker van jou saak is nie. Begin as 'n sybesigheid, dan kan dit 'n hoop besigheid word.